Nou, vir baie mense is die vraag waar hulle self met Feesdag naby af te tree nogals 'n moeilike ene. En vanoggend gesels ons dan nou met Louise Snyman. Nou sy is die hoofuitvoerende beampte van Vicinity Groep, juis oor hierdie spesifieke kwessie. Goeiemôre Louise. Môre julle, lekker op 'n Vrydagoggend. Lekker, ja. Nee, maar gelukkig weet ons naweek lê dan nou voor. Ja. Louise, waarom dink jy is mense so huiwerig oor hierdie besluit en om hierdie besluit aan te pak? Man, Jennifer, ek dink dit is 'n groot besluit en dit het so 'n bietjie emosie, nê, want dit is so amper 'n handsteekie Rubicon oor tipe oomblik vir baie mense en dit het so 'n bietjie van 'n stigma wat dit eintlik nie hoef te hê nie. En dan jy wil dit nie verkeerd kry nie. Daar's so baie aspekte wat jy na moet kyk, finansiëel, jy weet jou emosionele toestand, jou persoonlike omstandighede, praktiese oorwegings. En dit kan vir 'n baie lang tyd, nee, jy neem dalk 'n besluit op 60 en jy moet nog vir 35 of 40 jaar op daai plek gefestig wees en jy gaan deur 'n klomp verskillende fases. So, ek dink dit is 'n groot besluit en ek dink dit is iets wat mense graag eerder in die pad afskop want dit is bietjie makliker. Nog tyd. Nog 'n bietjie tyd. Maar daar's soveel, kan 'n mens maar sê, ek wil nie sê oort nie. Daar's soveel aftree ontwikkelings. Oort klink so half asof 'n mens moet siek word al. Daar's soveel aftree ontwikkelings, maar plaaslik en internasionaal. Dinge in Suid-Afrika weerspieël so 'n bietjie elemente van wat internasionaal aangaan. Wat se neigings sien julle daarmee? Maar ek dink nogal dit het vir die beter verander oor die laaste klomp jare. As mens nou kyk na die opsies wat jy het, nê. Daar's so groot verskeidenheid van regtige leefstyl, groot oop ontwikkelings tot by baie intensiewe gefokusde sorgfasiliteite afhangend van wat jou behoeftes is. Ek dink wel 'n neiging wat ons plaaslik en internasionaal sien is dat mense wil baie graag eerder langer in hulle eie huise bly, hulle wil langer in hulle eie plekke versorg wees, hulle wil nie skuif nie. Age in place noem mense dit, nee, as ek die Engels kan gebruik. So dis 'n plaaslik en internasionaal beweeg al hoe meer instellings in daai rigting om voorsiening te maak daarvoor dat jy in jou eie plek kan bly vir so lank as moontlik. Louise, wat dink jy is dan van daai eerste dinge waarna mense moet kyk, wat jy moet oorweeg as jy besluit ek gaan hierdie stap nou neem? Kyk finansiëel altyd. Ek dink jy moet weet dit is 'n langtermyn finansiële besluit, so dit gaan nie net oor jou belegging nie, dit gaan oor hoe jy dit gaan volhoubaar doen vir 'n lang tydperk. En ek dink mense moet baie mooi gaan sit en kyk wat jou behoeftes vir die verskillende fases en hoe sien jy jouself? Jy weet, een ou wil aftree in die wêreld vol toer. Die ander ou wil graag nog werk tot hy 85 is. Die ander ou sê man, ek wil nie in 'n klein plekkie bly nie want ek wil hê my kinders moet 3 keer 'n jaar kom kuier en al die klein kinders moet kom. Jy weet, so ek dink as mens baie mooi gaan sit en gekyk het wat is my behoeftes en hoe wil ek my leefstyl inrig, dan is dit baie makliker om my besluit te neem. Jy praat van fases. Soos 'n mens ouer raak, gaan jy maar deur verskillende fases en dit jou aftreeplekkie moet ook kan aanpas by daai fases, nie waar nie? Ja. Dis nie 'n plek waar jy finaal moet sê ek kry net hierdie element daar, ek sal later weer 'n plan maak. Nee, dis eintlik presies die teenoorgestelde. Jy wil eintlik hê dit moet voorsiening maak vir jou om van een fase na die volgende te gaan sonder om jou lewensomstandighede te verander en wat baie belangrik is, sonder om jou lewenskwaliteit in te boek. Want jy weet mense, dit is so, ons lewensverwagting het langer geword, maar ons verwagting van kwaliteit van lewe het langer geword. So op 80, as jy nog jonk en fiks en gesond is, wil jy nog rondloop en stap en hardloop en swem, jy wil nie dan ingehok wees nie. So jy moet seker maak, daar's voorsiening om van een fase na die volgende te gaan, soemloos, sonder dat jy ontwrig word, maar eerder dat dit wat jy om jou het, kan aanpas by jou omstandighede. So, Wat dink jy is die grootste foute wat mense dan maak wanneer hulle die besluit neem? Ek dink hulle skop dit dalk 'n bietjie te ver in die pad af gewoonlik. Jy weet, hulle vat lank, dit raak moeiliker. As jy te oud raak en jou omstandighede verander, is dit moeilik. En dan dink ek hulle jy weet, jy moet voorsiening maak vir die onvoorsiene. En mens wil nie graag aan die onvoorsiene dink nie. So hulle ignoreer so half daai gedeelte om te sê ja, ag nee, wat jy weet, ek sal bekommerd wees oor wanneer ek versorging nodig het wanneer ek daar kom. En jy kan nie so, jy moet 'n bietjie langer termyn, bietjie verder in die toekoms probeer kyk en ook as jy 'n gade het, jy gaan nie noodwendig op dieselfde fase wees op dieselfde tyd nie. Een het dalk vroeër versorging nodig as die ander een en dan moet die ander een nie sy lewenskwaliteit inboet ter wille van die gade wat dalk 'n bietjie meer versorging nodig het nie. Jy praat van daai verskillende fases. Hoe het julle daai fases by Batteleer in Nelspruit? Hoe het julle dit in ag geneem? Per ons hele konsep is eintlik rondom dit ontwerp. So by ons kan jy al intrek as jy 40 is. So ek dink meeste van ons in die vertrek kan al daar gaan bly. So ons het dit so ontwerp dat jy
as jou kinders uit die huis uit is kan kom en dan het ons die behuisingsopsies ingerig. So van 2 slaapkamer toesluitendry tot by 'n ou wat vir homself sy eie unieke mooi groot huis ontwerp. So jou opsies is baie wyd. Dan het ons ook die versorging ingerig, juis met dit in ag geneem. So ons het 'n breë tuisversorgingsdiens. Dan het ons die sorgsentrum, ons het swembad en staproetes en damme en al daai goedjies. So afhangend van watter deel van die fasiliteite en die landgoed en waar, ek wil amper sê binne die landgoed jy wil vestig, kan jy jou behoeftes aan voldoen. As jy baie besig en aktief is, dan gaan bly vir jou 'n lekker groot huis en die versorging is daar, jy weet is daar, maar jy hoef nie ingeperk te wees nie. So kyk, so met ander woorde soos jy nou gesê het, daai bly in jou eie huis maar word nog steeds versorg en pas aan by jou omstandighede kan daar wel wees. Ja, so jy gebruik eintlik die dienste meer soos wat jy dit nodig het in plaas daarvan dat jy moet skuif na 'n ander plek toe, na die dienste toe. Langtermyn volhoubaarheid is eintlik dan nou waarna mense soek. So waarna kyk ek? As ek nou na 'n plek toe gaan okay, hierdie is nou vir langtermyn, want soos jy sê mense wil nie gereeld ontwrig word nie. Wil nie besluit neem en dan moet jy weer skuif nie. So wat is van daai elemente wat ek dan nou moet na kyk? Kyk definitief die heffingsstrukture, so dis nou kos 'n bietjie oor die administratiewe kant. Hoe's die heffings van die plek, want al hierdie plekke het heffingsstrukture. Hoe's dit op veral hoe maak hulle voorsiening vir langtermyn kapitaalbehoeftes van die ontwikkeling? Dis baie belangrik. Is dit spesiale heffings? Is daar 'n kapitaalfonds wat geskep word vir die ontwikkeling op die langtermyn? Want daai fasiliteite is gewoonlik baie mooi wanneer dit gebou is, maar dit moet in stand gehou word vir 20 of 30 jaar. En dan die ander ding wat ek definitief sou wil kyk is wie se beheer van die fasiliteite. Hoe's die bestuur saamgestel? Is dit uitgekontrakteer? Kry eienaars voorkeur wanneer hulle die plek benodig? Jy wil ook nou nie 20 jaar daar bly, nou het jy die fasiliteit nodig en dan is daar nie vir jou plek nie. So ek dink heffingsstrukture en dan hoe bestuur ons, hoe's die struktuur opgestel vir die bestuur van die plek waarin ek belê op die langtermyn, 20 en 30 jaar. Langtermyn. Dis medium langtermyn, ja. Langtermyn. As dit nou langtermyn kom op 'n stadium gaan iemand dalk sorg nodig hê. Is daar iets wat jy spesifiek wil uitlig daar in wat leer? Ja, ek dink dit is nou die deel wat mense gewoonlik nie na wil kyk nie, tensy dit 'n onmiddellike behoefte is, maar jy moet ongelukkig. En dan weer eens, tuisversorging is verseker die eerste opsie. So maak seker dat jy jou tuisversorgingsdienste kan struktureer rondom jou behoeftes en vir so lank as moontlik in jou huis kan bly. En dan ons het byvoorbeeld dan 'n sorgsentrum as hy nodig is. Daar is 'n SIP-pakket as jy moet herstel na 'n operasie, maar jy het nog steeds die opsie om heeltemal onafhanklik te wees en versorging te kry. En dan natuurlik ons geheuesentrum. Ons bou hom volgende jaar, ons is baie opgewonde. 'n Geheuesentrum. 'n Geheuesentrum vir demensieverwante kondisies. Wow. Ja, ons is baie opgewonde. Dit gaan 'n baie mooi sentrum wees. 1200 mense het hulle self al gevestig by Batleer. Wat is die terugvoer wat julle kry van hierdie mense wat uitstaan? Ek moes dit vroeër gedoen het. Ek dink in 1200 mense het ek nog nooit iemand gehad wat vir my gesê het, hoorie, ek moes langer gewag het nie. Maar onomwonde sal mense vir my sê, weet jy wat, ons moes hierdie 10 jaar terug gedoen het. Want as jy eers daar is en jy's eers gevestig, dan besef jy maar, ja nou weet jy, as ek hierdie 10 jaar terug gedoen het, kon ek nog meer voordeel uit hierdie omgewing uitgekry het en uit my belegging uitgekry het. So ek dink regtig in 1200 mense het niemand nog ooit vir my gesê, ek dink ek moes 5 jaar langer gewag het. Hulle sê altyd ek moes 10 jaar terug al hier gewees het. En Batleer en Nelspruit is in 'n area wat dis die Laagveld. Die weer is heerlik. Die mense is vriendelik. Die mediese dienste is baie naby, wêreldklas mediese dienste. Daar's soveel goed wat in Batleer se gunst stel. Ons is baie gelukkig want ons het eintlik die ideale klimaat. Jy weet ons het lekker somers, ons is so bietjie hoër as Nelspruit, so 3 grade kouer as Nelspruit. En ons het natuurlik 'n pragtige natuurskoon. Ek het gister toe ek nou uitry op Patina toe sit daar langs die dam eintlik 3 gesinne. Die een lot het gebraai, die ander klomp het vis gevang en daar het 'n ander meisie gesit wat so gesit en skilder het. Ek neem aan hulle sal dit seker op 'n stadium wat so langs die dam sit en skilder en dis nou klein kinders. Ek bedoel my eie kinders het by ouma gekuier hierdie vakansie en hulle het pikkel gespeel en hulle het geswem en hulle het so ek dink behalwe vir die klimaat en die omgewing het ons dit regtig so probeer inrig dat dit 'n vriendelike, warm plek is waar mense regtig kan lewe. Jy weet hulle regtig kan gelukkig wees en die kleinkinders en wie wat nie die kleinkinders naby wil hê nie kan maar die huisie klein hou.
Twee slaapkamer. Louise, baie dankie vir jou tyd vanoggend en jy het 'n heerlike naweek. Ag, dankie julle. Selfde vir julle. Dit was dan heerlik om vanoggend met Louise te gesels. So vir meer inligting besoek vicinitygroup.co.za vir meer inligting. Ons is nou weer terug.